Having prizes for books on theology in the public space, theology that goes out beyond just the ivory towers of academia and the church, I think it lights a spark in public consciousness, because a lot of people have ideas about religion. They never discuss them. They're very scared to discuss them with anybody but their pastor. So there are all of those tensions and all of those rules about who can and cannot speak about religion. And a lot of people want to pass on some responsibility to clergy. And so having prizes like this kind of does reinforce, I think, the responsibility socially to own the way we discuss religion. And some questions that I think are helpful is our theology motivated by fear or love? I think that's a fundamental question. Is it a theology that excludes or includes? And are we able to remind people that we actually all come from the same place? And if you take the Christian faith throughout history, it's had both strands of oppression, being used in bloody oppression, and being used to liberate. Het is belangrijk dat een christelijke, een theologische, een gelovige bespreking van die samenleving is, dat hy uit die invalshoek, uit die perspektief ook geskryf word, dat die lens wat deur die samenleving gesien word, dat het wel bestaan. Die afgelope ruk, veral na Fritz se afsterwe, 'n mens besef nie hoeveel hy gedoen het en hoe hy dinge so glad laat verloop het. Dit het maklik gelyk en nou besef ons hoeveel hy regtig ingesit het. Ek mis sy wysheid, ek mis sy insig en al het ons partykeer bietjie verskil van mekaar in koppe gestamp. Ek het geweet ek kan na hom toe gaan as hy iewers iets is wat ek oor onseker is en waaroor ek raad wil. En dit mis ek. Maar ons gaan voort in sy herinnering en ons sal die voorbeeld wat hy gestel het natuurlik altyd onthou. En dit is my altyd so wonderlik om hom te onthou as hierdie man met hierdie absolute passie wat nie nee vir 'n antwoord gevat het as dit kom by die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds nie. Hy was regtig fenomenaal wat dit betref. Dit was sy passie en hy het alles moontlik gedoen om dit uit te bou en te groei. So, ja, ons het altyd gespot en gesê, as Fritz bel, niemand sê nee vir hom nie. Ek dink deel van sy wye perspektief het definitief te doen met sy kinders en die familie waarin hy is, wat hom uitgedaag het, en ek dink hulle het al gedwing om weier te dink. Al die kinders wat ek nou ken en so. Maar dit beteken, of hulle was baie sterk behoudend in die sin van, daar was bepaalde goed wat belangrik was, so dit was nie everything goes nie, maar die ander ding wat ek dink wel 'n rol gespeel het, is sy journalistiek agtergrond. En die feit dat hy blootstelling gehad het op 'n breë vlak. En ek dink wat ook 'n baie groot rol gespeel het, is sy betrokkenheid in die leierskap van die algemene sinode en so aan, en in 'n tyd van vernuwing en verandering. Het ek net die gevoel gehad dat hy was iemand wat nie met oogklappe geleef het nie en wat homself opgestel het. Maar dit was nie maklik om hom te oortuig nie. Dit moet 'n mens nou ook nie dink nie. Maar dat hy oop was en dat hy insig gehad het in die lewe, dit dink ek is deel van die feit dat hy kon oopmaak op tye wanneer dit nodig was. So I grew up in Durban, where I knew 3 people who spoke Afrikaans and they formed their own little community. And I told myself, well, since I'm never leaving Durban, who am I going to learn Afrikaans for? And the impression I had of the culture as a whole was it was very distant. It had nothing to do with my lived experience as Black, as gay, as finding my way through South Africa. So imagine my surprise in 2018 when I win the Desmond Tutu Gerrit Brand Prize, which falls under the Andrew Murray Prize, and then I meet Fritz Gom, and then I learn that there's been this cultural movement that's been working to meet me and others like me where I was, like a broader definition of what it means to be Afrikaans in South Africa,
meeting a broader definition of what it means to be Zulu and gay and Christian and all of that. Somebody was leading this movement, and so that was an eye-opener for me. It was an honor to know him. Dan is daar iets baie persoonlik van hom wat ek nooit sal vergeet nie. Dis 'n persoonlike eienskap van hom en dit is elke telefoniese oproep wat ons weer gehad het. Dit het altyd geëindig met die woorde: Eleanor, onthou die glimlag. Ons is die enigste organisasie wat veral in Afrikaanse Christelike literatuur en teologiese literatuurpryse toeken. En ek dink dit is belangrik dat ons voortgaan om dit te doen. Die Andrew Murray Prys wat altyd in Afrikaans toegeken word, is een van die grootste pryse wat daar is. En ons vind dat mense wil inskryf daarvoor. Geloofsgedigte wat byvoorbeeld hierdie jaar gewen het van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns befondsing gekry om die bundel te laat skryf en te bind. En dit was vir my wonderlik. So daar is, vind ek, meer interaksie ook tussen die verskillende organisasies. Die belewing vir my van die prysgeleentheid, die funksie, is elke keer vir my 'n diep emosionele ervaring. En die rede daarvoor is dat dit daarin slaag om die mense van ons land op 'n breër vlak bymekaar te kry en te laat deel in iets baie moois wat mense insluit. So die samestelling van die gehoor en van die deelnemers en van die pryswenners is nou baie verteenwoordigend van ons land se mense. Dit gaan ook verder om individue wat 'n groot bydrae gemaak het vir nasiebou, van hulself gegee het om geregtigheid te bevorder, maar ook vir al ons jeug te vestig in terme om hulself te vind, wat die ekstra myl gestap het om te sê Suid-Afrika is vir almal. Well, I think there's an enormous responsibility for people writing theology. We've got a history in this country of how specifically Christian theology has been used. So it was misused to justify apartheid, but it was also used to inspire the liberation movement, to resist apartheid and overthrow apartheid. So the question is, what is the aim of our theology? Is it used to oppress people, women, black, queer, trans, or is it used to liberate and heal? And so there's an enormous responsibility for how we conduct our theology. So ek dink daar's 'n bietjie van 'n verbreding van wat aangebied word in die uitgewersbedryf. Ek dink dit maak 'n impak en ek dink ons sien dit ook in die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds met die inskrywings wat ons kry.